Shalom, shalom, genade en vrede, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid vir jou. Vandag wil ek 'n bietjie met jou praat oor 'n woord wat seker baie mense in die kerk senuweeagtig maak. Juis omdat dit 'n woord is wat baie misverstaan word. En dis die woord bekering. Vandag wil ek kyk na Handelinge 3 vers 19. En ek lees uit die ou vertaling. Daar staan: kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Nou, ek het vir jare bekering gepreek en klem daarop gelê dat mense moet verander, dat daar verandering moet kom in hulle gedrag. Bekering vir my, ek dink soos vir baie mense, het beteken dat jy rook moet los, drank moet los, losbandige lewe moet los, en dat jy nou Jesus Christus moet volg en dat jy gehoorsaam moet wees aan hom. Dit was my idee van bekering. Nou, daar sekere elemente van hierdie definisie wat nog vir my waar is, maar ek het ook besef dat om bekering uitsluitlik te sien as gedragsverandering het vir my in die bediening baie frustrasie veroorsaak. Want ek het bekering gepreek en ek het van mense verwag om hulle gedrag te verander. Nou, dit is natuurlik ons begeerte om te sien dat mense Jesus volg en dat hulle gehoorsaam is aan sy wil en sy woord en sy manier en dat hulle lewe soos wat Christus geleef het toe hy hier op aarde was. Dis ons begeerte om dit te sien. Maar dit het frustrasie vir my veroorsaak, want alhoewel ek hierdie boodskap gepreek het en dit vir mense geleer het, het ek baie min waaragtige bekering gesien. Ek het gesien hoe mense hulle gedrag vir 'n oombliekie verander, vir 'n tydjie verander, en dan ewe skielik dan val hulle weer, of hulle stel die Here te leer, of hulle raak afvallig, soos wat ons gesê het. En ek het nie verstaan dat die probleem nie noodwendig met bekering is nie. En dis waarom ek hierdie vers wou lees, want daar's 2 woorde in hierdie vers waarop ek wil fokus, om miskien vir jou te help om te verstaan wat, nie net wat bekering is nie, maar hoe bekering eintlik gebeur. Handelinge 3 vers 19 lees ek weer: kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Kom dan tot inkeer en bekeer julle. Nou, hier's 2 woorde, inkeer en bekeer, en hierdie woorde is glad nie dieselfde ding nie. Wanneer ons gepraat het oor bekering in die verlede, dan het ek bekering en inkeer interchangeably gebruik, soos wat hulle sê. Dan het ek die een gebruik, dan het ek die ander gebruik, maar my idee was dat hierdie 2 dinge dieselfde beteken. Totdat ek gaan kyk het na Handelinge 3 vers 19. Nou, Handelinge 3 vers 19 in die Griekse vertaling gebruik 2 verskillende woorde vir inkeer en bekeer. Die Griekse woord wat hulle gebruik vir die woordjie inkeer is die woordjie metanoia. Nou, onthou dit, metanoia. En dan die tweede woordjie bekeer is 'n Griekse woord epistrefo. Epistrefo. So jy het metanoia en jy het epistrefo, inkeer en bekeer. Nou, kom ons begin by inkeer. Metanoia is die woordjie wat beteken om 'n change of mind te hê, 'n gedagteverandering te hê, of 'n
kopskuif te hê, om jou mind te change. Dit is 'n innerlike ding wat gebeur. Dit is nie noodwendig sigbaar met die oog nie. Met ander woorde, inkeer is nie om op te hou rook nie. Inkeer is nie om op te hou drink nie. Inkeer is nie om op te hou losbandig lewe nie. Inkeer is die verandering van jou gedagtes. Dis hoe jy dink wat verander. Dis metanoia. Nou, daar's 'n versie in Sefanja 2 vers 1 wat vir my interessant is, en miskien gaan ons net by inkeer stil staan vandag en bekeer in 'n volgende post doen. Maar Sefanja 2 vers 1 sê, kom tot julle self. Ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie. Kom tot julle self. Ja, kom tot inkeer. Nou hierdie versie is interessant, want eerstens sê Sefanja, kom tot julle self, dan sê ja, kom tot inkeer. Met ander woorde, om tot inkeer te kom, beteken om tot jou self te kom. Om tot inkeer te kom, om 'n gedagteverandering te hê, beteken om tot jou self te kom. So wat beteken inkeer? Wat beteken metanoia? Hoe gebeur dit? Metanoia of inkeer gebeur wanneer jy tot jouself kom. Wanneer jy tot jouself kom. Dis 'n besef. Dis 'n ontdekking. Dis 'n gewaarwording. Dis 'n ontwaking. Dis wat dit is. Nou, hierdie woordjie inkeer of kom tot jouself of metanoia word ook gebruik in seker een van die bekendste gelykenisse wat Jesus vertel, die gelykenis van die verlore seun. In Lukas 15 vers 17, nadat die verlore seun sy erfporsie gevat het, na ver land weg van sy pa getrek het en basies sy erfdeel gaan verkwansel het, gaan uitmors het, totdat hy later varke moes oppas en in 'n varkhok sit en honger gewees het en varkpele geëet het saam met die varke. Sê Lukas 15 vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Nou, hou in gedagte, hy sit in die varkhok nog steeds, hy's nog steeds, sy omstandighede uiterlik het nog nie verander nie, daar het nog niks gebeur uiterlik wat wys daar het verandering gekom nie, maar hier's 'n inkeer. Hier's 'n kom tot homself. Hier's 'n besef. Hier's 'n ontwaking wat binnekant plaasvind, waar hierdie seun sê, my pa se huurlinge het oorvloed van brood en ek vergaan van hongerte. So hy besef onmiddellik, hey, ek is mos nie wees nie. Ek het 'n pa. Hey, en my pa is 'n ryk man. Hey, my pa se huurlinge het oorvloed van brood. Hey, en hierdie kom tot homself is, hy besef wie hy is. Hy besef hy's nie verlore nie, hy besef hy is nie wees nie, hy besef hy het 'n pa, hy besef sy pa is ryk, met ander woorde, hy is. Om tot jouself te kom, is om jou ware identiteit te besef. En dis inkeer. Nou, bekering, epistrefo, is 'n uiterlike verandering. Nou, ek wil hê jy moet onthou, bekering kan nie plaasvind sonder 'n inkering nie. Met ander woorde, uiterlike omstandighede, uiterlike gedrag kan nie verander word as jou gedagte nie verander nie en jy nie jou ware identiteit besef nie. Bekering vind nie plaas wanneer jy na jou gedrag kyk en sê, ek is so sleg nie. Bekering vind plaas wanneer jy tot jouself kom, jou ware identiteit besef, 'n kopskuif maak en daarna, net daarna, eers daarna, sal jou gedrag kan verander. En dis waarom frustrasie vir my in my bediening was, want ek wil mense se gedrag verander voordat hulle kop verander het.